gewoonlik. Meestal. En ek is 'n letterkundige, ek het afgetree as professor in Afrikaanse Nederlands. En toe word ek uitgegewer vir die staat, vir vaktydskrifte. Ek is die afgelope 19 jaar nasionale president van SPA3, die Wetenskapsvereniging van Suid-Afrika. En ek was 'n student van Wyk Louw. Ek was die dag voor sy dood, die laaste dag op kantoor saam met hom, ek het saam met hom na sy kar toe geloop. Na die nag is hy dood. En ek het voortgegaan met studie oor van Wyk Louw by RAU en my doktorsgraad daar gedoen oor groot ode onder andere en die stilistiek. En van toe af het ek goed oor van Wyk Louw geskryf en gelewer. Hier was nou al 'n paar gedenklesings telkens rondom 11 Juni, sy geboortedag. Maar die afgelope 12 jaar, miskien gee ek hier klas Saterdagmiddag vir digters. En ons het voorlesings gehad en ek het klas gegee in Johannesburg en in Hatfield en verskeie plekke. So ek is hopelik in sig binne die volgende 18 jaar om te kan iets sê oor Frederick Jameson in sy boek The Prison House of Language sê dat die enigste stylkenmerk van die poësie sy veranderlikheid is. It's protean nature, dis die woord proteus, né, wat gedurig 'n ander gedaante aangeneem het. En as jy met ander woorde musiek sou vind om by Antjie Krog gedigte te speel, dan sou jy miskien verskillende goed moet kry. Ek het verlede week die Brahms stryksestet of sestette genoem, wat baie goed by verskillende soorte poësie sou werk. Maar ek dink, soos wat 'n mens gaan, deur die hele uitgebreide oeuvre van Antjie Krog, gaan jy vind daar's verskillende tydperke. Ek was haar uitgewer in 'n stadium hier by 1981, by Iman en Rousseau, en ek het haar ontmoet, ek het haar gekry om te kon voorlees, 'n groot voorlesing by RAU, aan gedigte, en een aand het sy en haar man gesit en kyk hoe beklei ek in Koos Hemman oor skrywers en die rol van die skrywer en allerhande goed van die aard. Maar Antjie was toe nog, ek vind dit baie moeilik om so op te som, maar by sulke lesings of praatjies of wat ook al oor 'n digter of 'n digterskap moet 'n mens ongelukkig 'n bietjie veralgemeen. Gewoonlik is dit gesonder om net oor een gedig op 'n slag te praat. Maar nou het Antjie gekom met 'n nuwe bundel. Het iemand dit al gesien? Medewete. Ek wil nog nie veel daaroor sê nie, ek sal aan die einde miskien 'n bietjie daarby uitkom. Maar sy het geweldig baie, laaste ek getel het, was dit iets soos 11 of 12 bundels wat sy gepubliseer het. En daar was, hulle praat van groei. En maar die poësie is nie 'n organiese ding nie, dis nie gras of dagga of iets van die aard wat groei en takke uitstuur en so meer nie. En hulle praat maklik van 'n insinking, of 'n groei of 'n insinking, en hulle sê by jou tweede bundel moet daar iets anders bykom en so meer. So ons sal, terwyl ons gaan, dink aan karakteriserings van Antjie Krog en een na die ander dit afskiet. Want 'n mens kom om Antjie te prys en nie te begrawe nie. Maar in die poësie en in die kunste moet dit tog gaan oor die kwaliteit. En party is beter as ander. Dit beteken party kan baie goed wees en party baie minder goed. So met Antjie Krog het ons die vreugde van 'n digter wat na my wete nog nooit as akademies beskryf is nie. Sy het 'n pos, né? Sy is buitengewone professor by die Universiteit van die Wes-Kaap. Sy het 'n M-graad en sy het 'n klompie eredoktorsgrade gekry. Maar gelukkig het niemand al ooit gesê, maar Antjie is een van daardie akademiese literatuurfigure of digters in Afrikaans nie. Want dit word later 'n soort belediging. Die goed is te akademies. Die hele literatuur word oorheers deur akademici. Nou, dit is natuurlik nie waar nie. Want as jy die digters een na die ander vat,
dan sal jy sê, party het akademisie geword. Party was nie akademisie in Afrikaans en Nederlands nie. Party was dit nie toe hulle groot goed geskryf het nie. So, hoef ek veel meer te sê oor die hele mythe van die akademiese poësie. Ek dink seker nie so nie. Okay, watter soort musiek sou ons assosieer met Aantjie? Klassieke musiek, popmusiek, slagmusiek. En per gedig, miskien daai tyd by Dr. van Jefta en so meer sal ons vir Aantjie miskien as 'n jong vroue digter kon beskou. En later van tyd toe sy kom met verweerskrif, julle ken almal seker verweerskrif, het sy omslag van 'n minder jong vrou met minder klere aan. Dan miskien vanuit perspektiewe van 'n ouer wordende vrou en vir alle vrou. En 'n volgende vraag wat mense vra is baie belangrike vraag in die poësie of in die kunste. Ek het nou die aand gekyk na 'n program oor Holbein, die skilder wat vir ons 'n hele tydperk van Hendrik die 8ste en sy vroue en sy slagoffers in Engeland laat leef het, die ongelooflike portrette van Holbein. Maar jy kan sien, hy sien Cromwell as 'n skurk en hy maak hom 'n skurk. Cromwell is baie gelukkig met die skildery. Hy kan nie sien, hy word daar uitgebeeld as 'n skurk. En hy sien, Holbein sien vir Thomas More, Sir Thomas More, Saint Thomas later, sien hy hom as 'n wonderlike held. En baie mense het agterna goed oor Thomas More geskryf om hom te beswadder, maar jy kan sien in daai skildery, dit is die standpunt van die oortuiging van die skilder Hans Holbein. Nou met Aantjie, dink ek sou jy kon sê die meeste gedigte van haar in hierdie hele groot oeuvre, die meeste gedigte van haar is Aantjie aan die woord. Sy verwys na goed wat nie sê hier staan ek as myner onder in die grond, of hier is ek die bestuurder van die weerlig met my kroompet, wat ook al. Dit is meestal te versoene met 'n spreker wat Aantjie Krog is. En ek het dan kyk na 'n klomp resensies so goed, ook oor die jongste bundel, Medewete, en toe tref het my, hier is die spreker baie dikwels, of verdra dit dat die spreker beskou word as Aantjie Krog. Maar ons begin met so 'n paar verse, want dit gaan oor die verse. Dit gaan oor die verse, meer as wat dit gaan oor die populariteit. In 'n stadium met Joan Hambidge oor Aantjie gesê, sy is die Neruda, Pablo Neruda van Afrikaans. Dis 'n interessante uitspraak, mense dit kon bespreek. En ek dink Neruda word dan ook veralgemeen tot een soort digter, een soort houding, en dit is miskien waarvoor hy so populêr is wêreldwyd. Maar Aantjie het gegroei. Toe sy daar by die RAI voorgelees het die aand, toe sê sy vir die gehoor, dit was 'n baie groot gehoor, en er was baie bekende skrywers daarin, sy was nog 'n bietjie skaam, toe sê sy gooi baie gedigte, vol woorde, sy gooi vreeslik woorde in die gedigte, in die lug, om die ding te probeer sê, wat gesê word uiteindelik. En dit was haar beskouing van haar tegniek, is dat sy goed herhaal het, goed gekom het soos branders, wat breek op die strand, om uiteindelik te kan sê wat sy wil. Later van die tyd het sy gesê, snoei hom tot hy bloei, nie waar nie. Met ander woorde, wat jy het, moet jy so versigtig behandel, en nie kom met oordadige reëls, en geweldig grootse beelding, en so meer nie. Aantjie is bekroon, sy het die rapportprys gekry, die Hertzogprys, FNB, RAI-prys, al die erkennings wat 'n digter kan kry. En ek dink sy die gevaar vrygespreek van populêre mening wat skielik teen een van die Afrikaanse digters kan gaan. Ek dink nie daar is mense met 'n algemene kritiek teen haar. Hulle sal nie sê soos met Breitenbach, maar sy politiek pla ons of iets van die aard. Want
dit is eintlik 'n tragedie hoe dat die Afrikaanse literatuur telkens verwerp word deur baie Afrikaanse lesers en luisteraars op die radio en so meer in beginsel. Maar die oomblik as ons 'n program doen, dan bel die mense en hulle is so bly. Ons het die buiteltjie voorgelees of iets uit Raka voorgelees of wat ook al. Maar die oomblik as jy dan praat oor, sê maar van Antjie Krog, Peter Bloem, Bruiten, dan voel die mense hulle is nie heeltemal so gewoond aan nie. Buiten die gedig Ma, die ordinêre gedig, nie waar nie, die gedig waar sy sê sy lees met fancy leestekens skryf en die literatuur, sowel as die populêre smaak hou van Antjie Krog. Ek dink daar is miskien nog 'n paar mense wat voel dit is polities nie heeltemal waar hulle wil hê dit moet wees nie. Maar hulle is gewoonlik nie baie ontvanklik vir die kuns as sodanig nie. Die mense wat sulke streng eise stel oor die politiek of die geloof of wat ook al van die skilder of van die digter en so meer, is gewoonlik mense wat dit nie te na aan die kuns moet waag nie, want hulle wimpers gaan skroei. Want in die kuns is daar werklikheid en daar's groot tragedie. As 'n vliegtuig val in die Alpe en iemand het dit as prins gedoen, dan sou dit in die poësie kon herrys, opstyg, voorkom in elk geval. Daar is mense wat die poësie wil beskou as net mooi chiffon en kerslig en gitaarmusiek of stryksestette en so meer, maar dan mis hulle baie van die grootsheid van kuns en dan kyk hulle meer na die dan sierlikheid. Dit is altyd die gevaar. Wanneer mense die poësie of die kuns in die hande kry en wil vier, dan word daai vuur versier. Goed, sendeling argitek. Bedag sloop ons uit in die son. Jy met jou alpviool oë en alpgladde hare, ek met my aksent. Dan loop ons uit tussen vreemde lepels en geponiede komberse, oor berge wat kneukels trek onder misrook en kraaie. In wit kanoes dryf ons oor die onkunde, oor dae wat gedoilie lê met vrede. Met basjemane agter die bokke, met troppe en boeniebeeste, bruin dubbeltjies teen die helms, met skeermislandjies teen Tabatseka, teen Tabapuchoa en Botabute, maar snags keer ons terug na die wit pastorie op Morilia. Snags braai ons kreef en Franse wyn. Snags lê ons tussen handgeweefde tapisserie, tussen Le Corbusier en Frank Lloyd Wright, verdwaal in mekaar se arms, verlore in mekaar se oë, besig om te klim na die hoogste spits van beskawing. Ongelooflike mooi gedig. Absoluut die direkte spreektaal, maar die beelde kom soos beeste. Die beelde kom soos wolke oor die Drakensberg. Dit is onmiddellik daar, dit is onmiddellik aangrypend. Daar's nie 'n sweem van klakkelose paar rym of metrum wat dodelik is of iets van die aard nie. Sendeling argitek. Die rol van verskeie goed in Afrika word erken. Ek sien vanoggend Biskop Tutu sê Rhodes was 'n deel van die geskiedenis en hy soos al die ander moet erken word as deel van daardie tapisserie van die geskiedenis. En mense wat vir Afrikaans in Afrikaans geen plek vir Antjie Krog oor het nie, besef nie watter waarde haar beste gedigte het en haar populêre gedigte ook. En baie dikwels is dit versoenbaar. Populêr hoef nie te beteken swak nie. Daar is mense wat daardie gevaar insien. Nou kenmerke dan van hierdie vroeë gedigte is die liefde, liefdestemas, liefdessituasies en 'n bruising in die vers met herhalings. Al die herhalings waarvan sy gepraat het, hoe sy sê sy gooi nog woorde en reëls soos met klomp refreine en herhalings daarin. So bruising, selfs 'n hooglied tipe ritme, klank en beeld, 'n stroom. Dit sluit gedigte in oor ook die einde van 'n liefdesverhouding. Antjie kan skryf oor afgrond, net die afgrond van die einde van liefde, soms dan met die traer gang, die stadiger beweging van die volgende gedig, sy naam is Sonnet. Vanaand weet ek dat ek jou nooit weer lief sal hê nie.
Jou hande het te klein geword om my vas te hou. Jou liggaam te tenger om my te bevry. Ek het losgespoel uit pyn en hartseer en uit jou. Ek het koeie sien opstaan uit die gras, 'n dag sien sterf soos 'n voël op sy rug. Ek moet nou opstaan en 'n horison breek, omdat ek moeg is vir jou nat snoet in my lies. Baie magtige gedig. Oor die einde van 'n liefde, as Eliot wat praat van nou sien jy haar met die down with soft brown hair aan haar arms. As die man later die komedie skuifeling in die spieël word wat hy geword het toe hy oud word, dan het die liefde om die een of ander rede verdwyn. En dan kry jy so 'n magtige losgespoel uit pyn en hartseer en uit jou. Net gespoel, dis hoe die lewe verloop het. Baie dikwels was haar gedigte omstrede, om die waarheid te sê, toe sy nog baie jonk was, toe het sy 'n gedig geskryf oor die politiek of in die politiek. En dit was 'n bietjie van 'n skok vir Kroonstad, waar sy groot geword het, en vir baie ander Kroonstadters uit Pretoria of uit al die ander plekke. Hierdie een is naweek pas, die politieke, oor die weermag, oor die dienspligtyd, Skutter 684 74790K. Die kompanie uit die Kommando vir Bloemfontein distrik het die naweek pas gekry. Die eerste skufte van geweld, reeds barsies in die golf van sy slape, sprei venijnig skrootfyn oor die sneller onderlip. 'n Loopgrawe verskans, swel sy takdun enkels, skuil sy oortromme en tong, klaverkoels onder sy vingers, klanke van geweerloopfluite en 'n hewige opmars van simbale oor die veld. As 'n vreemde vrees in my voetsoldaat se oë, die skertsblou verdonker halt gespanne in baretkakies, saluut vanuit my arms, mortier sy liggaam telekse van onrus en veldmyne. Die hele huis ruik met eens na oorlog. Soggens is daar bloed aan die takke en kry ek soms my skutter buite, sy geweer soos 'n varkblom in sy arms. Sy skouers weerloos, laai ek Sondag aand by die kamphek af en keer magteloos en pasloos terug om met blote bestaan 'n toekoms vir sy ondergang te bou. Dit is 'n baie onthutsende gedig, nie waar? Die hele al die gebare, al die begrotings, al die goed wat gebeur het, die seentjies wat sit met hulle pink ore teen die lig agter op die bedfits. As die trein intrek op roofies, dan hoes hulle, dan hoes die hele trein soos hulle inkom. En vir wat, sê die gedig. Maar jy moet nooit 'n digter of selfs 'n gedig herlei tot een enkel betekenis nie. Jy moet kyk na die verdraagsaamheid van so 'n gedig. Dit kan ook gaan oor uiteindelik die gevoel van vergeefsheid op heeltemal 'n ander proses. Baie ander dinge wat kan gebeur. Een van die durende vreugdes in Auntie se gedigte, wat werklik elke keer 'n fees is, oor hoe sy beelde maak. As daar 'n teken is van 'n digter, sê ons baie keer in die klas, dan is dit die vermoë om te kan beeld. Daar is verskeie soorte beelde, dit word kinders op skool geleer, maar die magiese van beelding word hulle baie minder geleer. Hulle matriekvraestelle lyk soos begripstoetse. En die hele sprong in die verbeelding, in die sintuiglike van die beeld, word nie erken nie. Auntie het sulke goed soos ranonkelrooi, soms so toegepas soos die gil van lemoene tussen droefgroen blare. Die oomblik wat jy dit daar stel, dan jy het nog nooit daaraan gedink dat 'n lemoenboom droewig is en dat sy lemoene helder gil nie. En sy praat van die poniesterte van Wisteria. Pragtige beeld van daai trosse bloureën blomme. Is daar enige vrae tot dusver? Almal nog baie gelukkig en betrokke. Goed. Dis baie langer vers, maar ek het hom 'n bietjie verkort uit onvertaalde telex. En weer eens kyk ons na die skep van 'n atmosfeer, van 'n landskap, van klimaat en so meer. Hemingway wat sê as die boek begin vervelig raak, dan sit jy 'n bietjie weer in.
Die baan, dat die wind 'n bietjie waai en die blare bietjie val, en dit koud word en wat ook al. Die Bolandse herfs word nou eers myne, met die winterreëns wat daar al oor die dakke skif, en snags slaap ek weer alleen. Die kraanvoël blom blits druppels in die tuinhoek rond, vaal vochtige veertjies tussen die dooie kannas in. Nog babbelaars van die jaar se dop roes plek ranonkelrooi die wingerde in die reën. Die nat stamme trek bakkoppie onder oudlaasblare in. En snags slaap ek weer alleen. Langs die uitgeswelde rame groei voetkonversies en mossige oulappe teen die eike. Ons mymer saam oor die legkar van blare. My oë het skielik vat gekry, met hersklawer bottend in die kaal boorde, met gladde veld, kaal ween aan wit pojabels. Alles behoort nou, en die herfs word eindelijk myne, net soms nog die helder gil van lemoene, tussen droefgroen blare. Nou die beelding daar is absoluut voortreffelik. Die klanke word ontketen, dis musiekklanke, hulle rol, hulle gaan speel. Ek dink daar het jy miskien slawe symbol musiek gehad, wat het sou kon doen. Of 'n Gershwin, of 'n Kid Coltrane, of een van die jazzmense. Dit is baie interessant, as jy begin dink, maar hoe plaas 'n mens dit? En dan het jy die blik op 'n bekende, miskien oorbekende soort figuur, Lady Anne, by die mikrogolfoond. My susters in kombies en stasiewaans, met stylvolle donkerbrille en haar het in die grys getint, liggaam wat soggens in vleurige leotards, jog en gym en yoga, verbeter klou aan soepelheid en pil. En by leotard staan daar voetnoot. Wat pas by die voetlose tights? Wat pas by die legwarmers? Wat pas by die polsband, die kopband? Soos ons by mekaar op hoë brûe verbyjaag en stofwolke stop langs sportvelde, aandagtig sit en tyd hou voor musiekkamers, mekaar aan die huil bid op Bybelstudies, wonder ek, van watter breed is ons? In die meedoenlose metodiek van beplanning herken ek die waansin van waapak, die drif waarmee kinders gedryf word, tot uithaal en byhou ruik na kamp en kroep, soos ons op Sanderson linne sit en aai en paai, en die mans by ingebouwde kroe drink en desperaat praat oor naai. Weet ons is die laaste. Die laaste wat kinders teer laat verblond op melk en heuning. Ons is die laaste. Agter ons, onder ons, langs ons, stort met die sagte geluid van as strukture, wat ons soort in stand hou in hulle maai. Prachtige gedig uit Lady Anne. Ek het die grootste vreugde as dosent gehad om 'n bundel soos Otters en Bronslaai voor te skryf. En met studente in Wenda, wat glad nie Antjie Krog of veel van die Afrikaanse literatuur geken het nie, daardie goed vars te gaan ontgin, saam met daai studente. Dit was 'n avontuur, dit was 'n geweldige avontuur. Daar was geen vooroordeel. Hier's 'n vrou en sy sien haarself en sy sien haar liefde en sy sien die land en sy sien die plig, diensplig en die middelklas vroue. Want ek dink nie iemand sou ooit sê Antjie Krog is cool, maar sou jy sê sy is moego? Of is daar eindelose ruimte tussenin? Lyk nogal so. Dan die verweerskrif waarna ons verwys het, kry ons volgens die leesverslag die beskrywing, en dis nou 'n resensie, waar die persoon sê, dis verse wat die grense tussen liriek en bieg, die persoonlike en die openbare uitwis. Daai hele gaping tussen die liriese gedig en die belydenisgedig of confessional, soos van Robert Lowell, daardie goed kom by mekaar. Bieg word liries dig. Jy kan skryf oor jou grootste pyn, die grootste liefde. Liefde vir 'n kind. In 'n stadium met Joan Hambidge vir Renai Bonen gesê oor haar bundel, hoekom noem die kind sy ma mammy? Hoort mos nie in 'n gedig nie. Nee, dit is waarskynlik nie formeel genoeg of akademies genoeg of wat ook al vir Joan gewees nie. Nou, Antjie laat hierdie goed op mekaar beweeg en in mekaar beweeg en dit word so onmiddellik dat dit baie belangrike gedigte meestal oplewer. Maar meestal. Daar is aftakelingsbeelde.
Aftakelingsbeelde, dan sluit jy aan, ek het net gepraat van Holbein, sluit jy aan by 'n genre soos Vanitas, soos Prediker, nie waar nie, vergeefs, vanity, in vain, met ander woorde, aftakelingsbeelde, wat jy kry in verweerskrif, en wanhoop, dikwels met 'n bewustheid van koddigheid, soos ek sê, daai oom in Willem-Skanel se gedig, sien homself kaal verbyloop by die lang speel, die cheval speel, en dan doen hy the comedian shuffle, I have in time become. En dit kan gebeur. Volgende gedig kry jy taamlik vaste strofes, want Aantjie is nie een van die digters by wie jy te veel sistematiese gedigte gaan soek nie. En sy noem 'n ding sonnet, en soms is daar sulke tersiêre ritmiese goed soos 6 reëls in 'n strofe. Maar die spreekstem loop voort oor die reël en oor die strofe sonder steuring aan die sinsbou. Dit is ook baie interessant as jy 'n verswêreld in die hande kry om te gaan luister hoe lees sy self voor van haar gedigte. Verswêreld is 'n CD wat saam met Groot Verseboek gekom het, ek dink Groot Verseboek 2000. En sy stop nie aan die einde van die reël nie, so hoe die reëls ook al staan op die papier, dit pla haar nie. Sy lees hom soos sinne, soos goeie prosa. En Eliot en Pound het albei by verskillende geleenthede gesê, jou gedigte moet ten minste goeie prosa wees. Moet asseblief nie vir ons swak prosa opdis as poesie nie. Baie mense doen dit. Elegantly packaged junk, sê Dana Goya. Okay, hierdie gedig se naam is As Vas Los Is. Lekker bondig, lekker eenvoudig. Maar Wycliffe sê op slag, as jy 'n groot gees is wat eenvoud ontdek, dan kan daar soms groot kuns vandaan kom. Groot gees plus eenvoud. Baie goeie resep vir groot kuns. Geleidelik moes dit gebeur het, tot voel sy oorval. Want skielik is haar lyf net losserig, asof niks meer werklik vas wil hou nie. Soos haar tande, hare, als tot in haar pelvisvloer is los. Haar oë self die bobbel rond. Die linker een glads met sy eie springerigheidjie. Kyk haar boonste lip, die skommel trek af hier. En gister toe sy wys, flap haar boarmspier, 'n pasgevonde swyt beursie rond. Haar duime krummel weg en weier om bottels, krane, masturbasie oop te draai. Haar maag is skottel in haar skoot en blou medaljes op haar dye. Haar knieë, as sy dan nou af moet kyk, krimp soos verlate pruime in 'n bak. Haar vel is los van al haar vleis. 'n saamgerilde kookmelkvel. Nee, sy is verkeerd. Dis dat wat vas moet wees nou los is. En wat los is, skielik baie vas. Dus kyk sy links terstond met al haar skouers saam. Haar hurke het sy laas gesien. Die taan van estrogeen lees sy in Dr. Susan Love se hormone boek. Soos wat die middellyf verdun die vaginawand en sak die dern deur sy eie agterend. Hoe durf haar tonaal so bandeloos en geel uitpeel, terwyl haar nate meegee, opgee, los en losser voort bly rafel. Van wanneer af het haar bloedse impuls oorgeslaan van fok of jy na versigtig nou. Haar grensoorskrying teruggeval tot 'n hawe daggazol. Van wanneer af gaan haar geheue meer as wat dit kom. En soek haar brein benoud na oorgangsbrûe deur die senuwee, wat afsterf van die buiteente van die vel. Die tyd het aangebreek dat spiekies in die oorkanaal begin verkalk. Die retina nooit weer intens van kleur mag vlam. Die brein die uitgebliste tong laat vaar. Die neus wat vol geil verlange smag na jeug eenvoudig voort moet moffel in 'n ou man se klier. Haar pis ruik soggens nat sement. Verweerskrif, bladsy 23. Goed, so daar is die vanitas, die verkrummelings, uitrafelingsvers van verweerskrif. En dan die boring gedig, wat betogend word, kom ook uit verweerskrif. Maar elke langspeelplaat het 'n B-side gehad, nie waar nie, wat net die agterkant vol gemaak het, maar party het baie mooi goed gehad.
Hierdie namens myself, ek het nou grappig gesê, dis 'n swak gedig. Dit is vir julle om te besluit, maar ek het gekom om te prys, so ek se probeer om hom koninklik voor te dra. Namens myself, namens niemand hoef ek iets meer te benader nie. Namens niemand hoef ek meer verantwoording te doen, of om vergifnis te vra nie. Niemand se gemarginaliseerde perspektief hoef ek meer op tafel te plaas, of my in ander se vel te verbeel nie. Die eerste voorhoedes van die dood het opgedaag, en die liggaam gly soos sand deur die vingers, apatie neutraliseer die sintuie, oorlewing ontplooi soos 'n woestaart en sny jou af van ander, sodat jy al hoe meer vertroud raak met die na binne gedraaidheid van die dood. Laai vir laai word jy leeggemaak, tot net nog die leë binnekant jou raak. Namens myself. Stap nie so slegte gedig nie, nie waar nie? Ja, ek is mal. Ja, hy word gered deur daai voorlaaste strofe se konkreetheid. Die na binne gedraaidheid van die dood. Lees hom weer. Goed. Ek gaan so maak as die reël eindig op papier. Want ek moes dit gedoen het met die vorige lang gedig. Dit is 'n deel van die charme en die krag van daai gedig, hoe hy oorloop. Die oorlopings wat hy het. Namens myself. Namens niemand hoef ek iets meer te benader nie. Namens niemand hoef ek meer verantwoording te doen of om vergifnis te vra nie. Niemand se gemarginaliseerde perspektief hoef ek meer op tafel te plaas of my in ander se vel te verbeel nie. Die eerste voorhoedes van die dood het opgedaag en die liggaam gly soos sand deur die vingers. Apatie neutraliseer die sintuie, oorlewing ontplooi soos 'n woestaart en sny jou af van ander, sodat jy al hoe meer vertroud raak met die na binne gedraaidheid van die dood. Laai vir laai word jy leeggemaak, tot net nog die leë binnekant jou raak. Ja, is 'n mooi gedig. Hy is 'n misleidende gedig, want hy klink nou net betoog. Die abstraksies wat mense nie kan ontroer nie. Woorde soos verlange en liefde en goed van jou. Ja, ek dink sy het vrede gemaak met haarself. Sy's op weg van ander mense nou. Sy gee nie meer om nie, omdat sy so gevoelig is. En almal van ons jou so steur en almal wat ook al om jou, maak sy haarself hier leeg en skoon. En sy, dit raak haar nie meer. Ja, dit is baie waar. Ek dink, ek nou nie sielkundige speel of iets nie, maar ek dink, sy het baie rolle moes speel. By die Waarheids- en Versoeningskommissie en as redakteur van goed soos die Suid-Afrikaan, en sy het gevoel as baie onreg, en dan word van haar as al hoe bekender en al hoe meer openbare digter, word daar van haar verwag om namens groepe te praat. Nou, dit is waar die probleme lê, nie waar nie. Daai hele groepsdenke, en nou weer 'n ding van Dani Maree gelees, het my baie geplaag, want die groepe is nie so eenvoudig nie. Dit is soos 'n oeuvre, soos 'n bundel. Dit is regtig nie moontlik om simplisties te sê hoe tienerjariges is nie. Almal is bepaald nie so gommerig soos wat hulle uitgebeeld word. Dan het ek 'n gedig wat hortend is. Jy het eintlik 'n goeie toneelspeler nodig. Thomas Snyman, so iets van. Om hierdie Depressie 2 voor te lees. Dit is vreeslik om jou te sien. Hoe kry ek jou? Dit is vreeslik om. Hoe kry ek jou terug? Kon dit dalk? As ek maar, had ek liewer. Dit is vreeslik om. Kyk, hier staan ek. Ek skeur. Ek probeer skeur. Hoe kry ek my liefde? Hoe kry ek my liefde uit ontoereikendheid? Derms en al. Dis vreeslik om. Hoe kry ek jou? Hoe vry geskeur? Hoe voer ek in jou in? Hoe kom ek tot jou? Ek moet jou. Deur stroom van soveel ligte lieflikheid, dat jou ribbes, dat jy daarvan moet straal. Dat jy genade aan jou boarms. Ag God, my kind, wees sag. Wees by jouself. Jy's jonk. Jy's mooi. Jy beur verlore. 'n aarde wat die Here weet. 'n aarde wat jou 'n lewe lank jou uiteindelik net lief het. Hoe kry ek jou? Dis vreeslik om. Dis vreeslik te sien. Jou so te sien.
die skedel van die land van Antjie Krog is daar baie resonans, baie soorte musiek, baie wat gewek word. Ons kan baie dankbaar wees vir so baie ryk digterskap, soveel empatie in die poësie. Dis nie altyd gestalte gedigte nie, dis nie altyd dramatiese gedigte met dialoog en karakters of dit nie. Dis nie altyd kosmies nie. Dit kan taamlik plaaslik beskou word, maar dit is nooit net gemoedelik nie. Van medewete sou ek nie veel wou sê nie, hier is 'n kort uittreksel uit een van die gedigte. Ek hou stil, die eland, die water, die vlakte, die berge brand in op my retina. Ek kan voel hoe iets in my probeer oopgaan wat soek hoe die eland, die water, die berge deel is van 'n geheue van oneindige voortklippendheid. Hoe weet hulle van mekaar? Dit is 'n hele paar soorte prosesse wat mense oor en oor sien. Dis 'n belangrike bundel. Ek sien uit na baie verkenning daarvan. En oor so miskien 3 jaar sal ek gereed wees om iets sinvols te sê daaroor. Elise van Vuren sê van medewete, dis vir die ernstiger poësie-liefhebber 'n bundel wat saam met Kaar van Marleen van Niekerk en Breitenberg se 45 skemeraandsange tot absolute hoogtepunte van die afgelope 12 maande behoort, dat die Sink Shack van Afrikaans as marginale taal nog sulke digbundels oplewer en oor sulke digters beskik, is merkwaardig. En ja, kan 'n mens net op Krog se satiriese vraag antwoord, ons is wragtig nog hier, veral nou dat die blikdeur weer 'n slag oopgeruk is, sê Elise van Vuren. Dan Marlies Taljaard, die bundel Medewete herinner aan 'n laat-aand gesprek, waarin die knelpunte van ons lewe in hierdie land en ons bestaan op aarde op diepsinnige wyse met inagneming van die geskakeerde aard van die werklikheid en die waarheid uitgepluis word. Die bundel het 'n diep spirituele stramien wat in die grein van die gedigte lê, dikwels sonder om beredeneer te word. 'n Voorbeeld van besinnende refleksie oor spirituele dinge vind ons dan in daai eland wat ek genoem het, 'n eland staan by die kuil, met sy intertekste van shamanistiese sampraktyke waar die eland 'n belangrike rol speel. Veral die eerste aanhaling maak hom eintlik skuldig aan daai hele groepsdenke, nie waar nie. Niemand het vir Etienne Leroux dit maklik gemaak om sy bundels, sy boeke te skryf nie, waar dit sê dat was 'n regering wat dit verbied het. En daar was 'n klomp skrywers, 'n klomp koerante en 'n klomp ander amptelike figure wat die hele 60er ding probeer verguis het. En die romans het gekom en dit Magersfontein verbied. Die wêreld het dit erken, groot skrywers soos Graham Greene en ander, en sy boeke is vertaal in baie ander tale. So dit was nie dat dit nou moeiliker is in Afrikaans om te skryf nie, waar dit sê, dit is makliker. Jy sit die ding op die web, jy stuur hom rond, en gooi hom op die Facebook blaaie en wat ook al. So dit is hierdie soort slagoffer t-shirt wat 'n mens nie nodig het in die literatuur nie. En dit is baie jammer dat Afrikaans as marginale taal beskou word. En want dan gaan jy so behandel ook. Dan gaan jy nie meer die mees enorme goed daarin skryf nie. Maar dit gebeur. Die bundels kom, daar kom groot bundels, daar kom radioprogramme en die dinge gebeur. En Antjie is een van die faktore wat laat gebeur. Nie waar nie. Dit gaan word gelees, Breiten word gelees, Peter Bloem word gelees, Van Wyk Lou, daar's weer 'n boek aan die kom oor Van Wyk Lou. Ek is gister gevra om deel te wees van die boek en 'n deel van hom te skryf. So die fees gaan via die kuns, die literatuur, die taal, en word nie gekeer deur die goedkoop journalistiek wat almal wil klassifiseer as van sekere groepe of gemarginaliseer of net weer kombuistaal of iets van die aard. Ek dink ek gaan daar eindig. Ek hoop julle het genoeg van 'n Antjie Krog proesel en geur die lug gekry om weer te gaan lees, weer te besef.